So het jy al ooit na 'n storie geluister wat iemand vir jou vertel en dan dink jy by jouself, nee, wat? Hierdie ou sit nou kraaltjie by. Wel, daar is een vrou wie beslis nie vir 'n wolhaar storie gaan val nie, en dit is Lizet Volkwyn, beter bekend as die menslike leenverklikker. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Hallo Baie Lizet. dankie. Hulle noem jou die menslike leenverklikker. Wat presies behels dit, Lizet? Op basies is wat dit beteken is, ek kan basies mense lees sonder enige apparate of toerusting. Ons brein en ons onderbewussyn kan glad nie jok nie. So ek is geleer in die wetenskap van Dr. Paul Ekman en ek kan jou fisies lees en sien of jy vir my jok al dan nie. Dit is baie indrukwekkend. Ek moet nou pokerface hierso gooi. Presies. Hoe moet ek staan? Vir waar moet ek kyk? Hoe het jy besef dat jy so iets kan doen? Wel, om mee te begin, ek is 'n meeste lewensafrigter en ek het so 15 jaar besluit om dit te word. En so 2 jaar in die meeste lewensafrigting konsultasies en goed, dan dink ek, hoekom breek ek nie deur nie? Toe kom ek agter, maar weet jy wat, ons almal versin maar en ons jok maar en ons almal hier het op vandag gejok in 'n gewone 10 minute gesprek. Toe kom ek agter, maar hoe kan ek agter die kap van die bel kom? En toe ontdek ek natuurlik Dr. Paul Ekman en ek is oor Manchester toe in Londen. En daar het ek my kursus gaan doen. Ons is 2 in Suid-Afrika wat basies op die Paul Ekman, jy noem dit die PI National Certification gekry het. So ek is Truth and Credibility Consultant en ook 'n micro-expressionist. En hoekom jok 'n mens? Wel, ons jok net vir 2 redes, groot of nie. Ek probeer of pyn te vermy of ek probeer iets daaruit kry. So weet ek sal byvoorbeeld 'n ekstra graad byvoeg by my CV, dan kry ek daardie werk. Nee, ek het nie die koekie gevat nie, want as ek sê ek het die koekie gevat, gaan ek pak kry. So ek gaan daaroor jok. En natuurlik sal klomp subkategorieë daaroor om te kan sê hoekom ek jok, maar dit is jou 2 hoofredes. Ja, so jy het nou die opleiding van Dr. Paul Ekman, maar hoe het jy besef dat jy eintlik 'n aanvoeling het om hierdie tipe werk te kan doen? Wel, dis dan ek het absoluut versot op menslike waarneming en hoe mense reageer en waar hulle vandaan kom, ook die siege daarvan. En vir my was dit, kom ons gaan leer dit, want wat nou gebeur, 'n ou kom na my konsultasie toe in my spreekkamer. En binne 'n uur kan ek vir jou basies sê wat is die issue, waarna moet ons werk en kyk, want wat maak ons? Ek wil jou nie vertel vir my 'n affair wat ek het nie. Ek wil nie vir jou vertel dat ek my man haat of my sussie nie vir my hou, sussie hou nie, of weet my ma het my so seer gemaak, ek wil sterk probeer wees. Nou kan ek daarna kyk. En dit is hoekom ek dit begin doen het, want ek wil seker maak, ons het so min tyd, ons het vandag daaroor gepraat, dit is so gejaag na wind die hele tyd. So, jy wil nie vir 'n jaar lank elke week 'n uur by my kom sit nie. Jy wil so gou as moontlik weet, dis hoekom. En nou kyk ek daarop, ek is verskriklik gestel, want ek sê altyd, ons is so geneig om te dink, kriminele leens. Maar sodra jy besef, ek kan 'n leen optel en dit verbeter my kommunikasie skills, dan verander jy jou prentjie. Want ek kan nou met elke persoon met wie ek kommunikeer, ek kan agterkom. Pieter is versigtig want hy hou sy hand voor my, so hy probeer keer waar ek nader aan hom kom. Jy het 'n bietjie verder geskuif want jy wil nie te naby my kom nie. En dit is daai tipe goed. Nou weet ek jy's ongemaklik en nou kan ek sê maar weet jy dit gaan goed. So ek kan onmiddellik daai tipe interaksie begin doen. En dit is wat baie help. Mense besef nie as jy hierdie skill het, kan jy in enige koöperatiewe vlak of by jou huis en met jou familie 'n baie beter gesprek voer. So dit beteken nou nie noodwendig dat mense na jou toe kom wat 'n krimineel wil skuldig bevind of iets nie. Soos ek kan na jou toe kom om die lyfstaal te leer ken vir beter kommunikasie. Absoluut. Dit is presies wat ek doen. Ek bied 'n kursus aan en ek het 'n boek geskryf, Die Code Sien, juis in 'n layman's terms, sodat ek kan leer waaroor gaan dit en hoe kan ek iemand optel wat hy gesels en sê. En ek sê nie, jy moet verstaan, daar's 7 verskillende kategorieë. En jy kan nie net een kategorie gevat en sê, so byvoorbeeld hier is 'n kliertjie onder jou neus. Hy begin juk as jy jok. So as ek skielik in my neus vat, kan jy nie sê ek jok nie. Jy moet die 7 kategorieë in plek hê. So natuurlik, en dit is wat ek jou leer. Want as ek begin met jou gesels, dan kan jy agterkom maar dis ook my kind bereik. Of weet jy, ek is besig om 'n transaksie te doen. Hoe kry ek daai transaksie dat dit vir ons albei gaan werk? En ek spot altyd en ek leer vir die koöperatiewe verkoopsmense leer ek dit. Want jou aankoper jok altyd. Ons gaan definitief by jou koop. En jy nou in my hart loop vir 2 maande agter jou aan en hy kry nie die kontrak nie. Nou kan ek en ek sê hoor jy, hy weet dit. Want kom ons sê byvoorbeeld, jy sit voor my, jy's niks tussen my en jou op die stadium nie, maar terwyl ek met jou praat, vat jy 'n koppie koffie en jy sit hom voor my of jou boek voor my.
So wat jy vir my gesê het, ek is besig om toe te maak. Ek wil nie jy moet weet ek gaan nie vir jou die prys gee of ek gaan nie by jou koop nie. En dis die tegnieke wat jy leer sodat jy weet hoe kry ek dit reg om hierdie ou se boek weer weg te vat dat ons ook kommunikasie het. Kan jou familie steeds vir jou lief? Ja, ek het my kamer skoon gemaak. Ja, ek het nie die koekie Ja, geëet ek nie. is voorbereid vir die Kersfeesete. Weet jy, ek sê altyd die spesialis loop nie in die mall rond en sê daai pasiënt is siek of die pasiënt is siek nie. Maar hy weet waarvan hy praat. So ja, weet jy, dis iets wat jy nie afskakel nie. Weet, jy sien die rooi lig, jy gaan miskien dit is nou nie heeltemal waar nie, maar jy moet vir jouself afvra, wat gaan ek met hierdie inligting maak? Ja. Jy weet, wil ek regtig nou jou konfronteer? Weet, Manlief kom by die huis en sê, ja, dit is 'n okay dag gewees. Ek weet dit was 'n okay dag, net so vas disgust in sy neus gewys, sy skouer het gelig, sy stemtoon het gedaal, daar's so klomp goed wat gebeur het. Maar om hom nou te pik en sê, vertel my, not worth the fight. Jy los dit. So, jy moet weet, waarvoor wil jy die antwoord hê? Ja, so jy kan dit eintlik afskakel, want ek kan nie dink hoe besig moet jy brein wees, dat jy die hele tyd almal net Judge. ja, Lees. moet ontleed nie. So, jy kan dit afskakel, want dit moet seker uitputtend wees. Ek dink nie dis uitputtend nie. Ek geniet dit terdee. Want dit is vir my verskriklik lekker. Jy stap in en jy sien vir Diaan daar, jy sien vir Penny in die sitkamer. En dan kyk jy die interaksie van hulle almal en wie se status, waar sien hy homself in die posisie. Dit Pieter kom uit en dan kom Thys uit en jy kyk daai interaksie. Ek wil dit nie afskakel nie. Hoorie maar aan die ander kant van die munste kan jy my leer en help om beter te jok. Ek spot altyd en sê ek leer mense jok, want dit is presies wat so die 2 dae, die kursus, my werkswinkel is 2 dae en dit is presies wat ek jou leer, waarvoor kyk jy, waarheen gaan jy. Maar interessant genoeg, ons was daardie tyd in 2013 was ons 29 kandidate, 27 verskillende nasionaliteite. 5 van ons was of 'n sielkundige of 'n life coach, almal was anderste intelligensiedienste. In die 3 weke prakties kon nie een van ons wegkom met 'n leer nie. Want jou onderbewussyn neem oor. So ek weet nou, moenie jou skouers gebruik nie, moenie jou neus doen nie, hou jou body language gemaklik. En nou vertel ek jou 'n storie wat nie gemaklik is of ek jok daaroor. Dan gaan my brein onmiddellik sê, jy jok. So kom ek vertel hulle hoekom. Jou taalgebruik verander. So sodra ek jok, verander my taalgebruik. So my tense skuif om, die manier hoe ek praat. My tone of voice verander. My kensak. Hierdie verander. Jy weet, jou micro-expressions gebeur in 'n 25ste van 'n sekonde. So, dis disgust. Jy kan duidelik sien, jou neus trek op. Maar dis ook disgust. Jy het nie gesien nie. Dis anger. Jy het nie gesien nie, ek het gesien. Jou lip het sopas ingetrek. Sure. Dis wat jy kan sien. So, dit kan ek jou leer, maar jy gaan dit nie kan toepas nie. Wow. Hoorie, en daar was seker baanbrekerswerk wat jy gedoen het, afhangende nou of dit 'n kriminele saak was of dalk 'n maatskappy wat topverkopers geraak het of iets. Jy weet as jy nou na beide kante kyk. Weet jy, ja, my kollega werk absoluut aan die kriminele kant. Ons doen saam die evaluasies en goeders. Ek gaan nou byvoorbeeld na 'n maatskappy toe, hulle roep my in vir jou hoë aanstellings waar daar direkteure aangestel word ensovoorts. Ek sit in daardie onderhoud. Ek vra nie, ek maak notas. Halfpad deur sal ek vir hulle sê, weet jy wat, kom ons vra eerder hierdie vraag weer, doen hierdie vraag van die kant af ensovoorts. En dan agterna gaan ek vir jou 'n aanbeveling doen om te sê, stel hom aan of nie. In so 'n spesifieke geval, ek het omtrent 3 op daai stadium verslae vir die maatskappy gegee en op daai stadium toe gee ek vir hulle weer 'n verslag. Hierdie ou was textbook perfek. CV was reg, karismaties wat hy moes doen, maar elke nou en dan moet ek kyk na hierdie wat sê die tel vir my. Weet wat sê die wetenskap? Gaan net terug, jy moet neutraal bly. En die wetenskap het vir my gesê jok. En hoe meer as hy maar so karismaties, alles stiek af. So hulle gaan nou hierdie keer teen my aanbeveling. Sê dis jou prerogative. Ja. 6 maande later toe bel HR my. Dit kos 3,5 miljoen rand om ontslae te raak van hom. Honna. Wow. So dit is waar dit gaan. Die wetenskap jok nie. Ons is so geneig, weet as mense sê ja, my man moet bang wees. Wel, die waarheid is hoe nader die persoon aan jou is en hoe meer waardevol daai persoon vir jou is, hoe moeiliker is dit om daai skuif te kan maak en te sê nee, want dan blur ons die lyn en nou is dit gevoel oor teenoor feite. So jy moet baie versigtig wees hoe jy kyk daarna. So jy het nou gepraat van die persoonlikheidstoetse en daardie tipe goed wat in korporatiewe wêreld gedoen word.
Hoe verskil die vaardigheid wat jy het van ander toetse wat dalk daar beskikbaar is? Weet jy dat daar's verskillende metodologieë en as jy mooi gaan kyk na ons hele sambreel van human profiling, is daar klomp verskillend. Party mense gebruik apparate waar hulle na bloeddruk kyk en hartklop ensovoorts. Ander gaan kyk natuurlik na die menslike taal, die lyfstaal self. Ons doen die hele globale gedeelte. So ons vat al 7 kategorieë in gedagte. Ons kan byvoorbeeld sien jou ademsappel begin vinniger klop. Jy weet, ons kyk na jou kiewe wat hier begin klop. So ons begin al daai goed ook optel. So as 'n heel het elke oue pilaartjie wat hy hanteer in die wêreld van menslike verklikking. So dis waarna hulle kyk. Luister, so ek gaan nou met nuwe oë na my kollegas begin kyk. Ek net so. Ek kyk jou nou so. En dit en die dat. Ja. Lizet, as iemand jou yoghurt uit die fridge uit Ja, nee, dan weet ek dadelik. Lizet, waar kan mense jou in die hande kry? Wel, die maklikste natuurlik is lizetvolkwyn.com. Op my webblad, al my inligting is daar ook. Jy kan my netlik volg op Instagram, Facebook, my YouTube kanaal ensovoorts. En die boek, waar kan mense dit kry ook maar daar op jou? Weet jy, hulle kan my net 'n e-pos stuur en stuur ek vir 'n harde kopie of hulle kan natuurlik op Amazon.com ook die aanlyn kopie van die boek kry. Hoe interessant. Ek Ja. weet nie of ek nog vir jou vertrou Dit nie. was so lekker. Ek maak as sommer nou Lizet vonkelwyn. Dis al waarvoor ons op hierdie stadium tyd het, maar volgende praat ons oor 'n skoonheidskompetisie wat omgewingsvriendelikheid bevorder. Gaan maak jou koffie en dan skakel jy weer in. My aarde maar is lekker.